Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Jesus, waarvan hierdie 4 episode is en ons het al die volgende 3 punte bepaal. Nommer 1, ons bestaan uit 'n gees, siel en liggaam volgens 1 Tessalonisense 5 vers 23. Nommer 2, ons wedergebore gees is een met God se gees, volgens 1 Korintiërs 6 vers 17. En dan nommer 3, wat ons bedink en waar ons gedagtes se fokus is, bepaal of ons dood of lewe in ons situasies gaan ervaar. Want ons lewe volg waar ons gedagtes was. Romeine 8 vers 5 en 6. Maar voor ons met vandag se Bybelstudie begin, kom ons bid net saam. Here, dankie vir u woord, en dankie dat u vandag deur u woord met ons praat. Maak asseblief die ore van ons harte en van ons gedagtes oop, dat ons sal hoor wat u wil sê, en geef ons die guts, Here, om daarop te reageer. In Jesus naam, amen. Ons het al tot dusver 'n paar eienskappe raak gelees oor die identiteit van ons wedergebore gees. Maar ek is eintlik nog net besig om die fondasie te lê, sodat ons 'n beter begrip kan hê van hoe ons saamgestel is, en hoe dit ons elke dag lewe beïnvloed. En een van die grootste en belangrikste hiervan is waarmee ons gedagtes volmaak en waarop ons gedagtes fokus. As julle onthou, ons het in Romeine 8 vers 5 en 6 geleer, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. En ek weet nie van jou nie, maar ek het een ding agtergekom in my lewe. As ek wil verandering sien in my lewe, veral wanneer dit by geestelike dinge kom, is harder probeer nie die antwoord nie. 'n vriend van my noem dit die tandeknersklap, om my hulle aan te sluit en elke oggend op jou tande te byt en te sê, vandag gaan ek harder probeer, vandag gaan ek hierdie slegte gewoonte breek. Dit werk eenvoudig glad nie. Been there, done that, got that t-shirt. Maar weer eens, die evangelie, die goeie nuus, het 'n beter manier. Onder die nuwe verbond, in die koninkryk van God, waarvan jy nou deel is as die wedergebore kind, en ons gaan nog vorentoe in 'n bietjie meer detail hieroor gesels, het God op 'n ander en beter manier besluit. Hy het in sy wysheid en vanuit sy oneindige liefde en genade gekies dat hy eers jou binnekant, jou gees, jou kern, jou ware identiteit gaan verander en splinternuut maak, en jou dan die geleentheid gee om op dit te fokus en van daar te leef. Die vrug van wie jy in Jesus is, en wanneer jy op hom gefokus is, sal moeiteloos die buitekant verander. Jou vlees sal eenvoudig net volg. Kom ek wys vir jou vanuit die woord waarvan ek praat. Blaai saam met my na Romeine 12 vers 2. Hier staan, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Heilige Gees sê hier vir ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hy sê, moenie soos hierdie wêreld praat nie, moenie soos hulle lyk nie, moenie soos hulle besigheid doen nie, moenie kyk en luister waarna hulle kyk en luister nie, moenie stres soos hulle stres nie, moenie siek wees soos wat hulle siek is nie. En ek dink meeste van ons wil nie so leef nie. Maar die vraag is, hoe kry ons dit reg? Want jene, ons het alles probeer. Of so dink ons. Maar as die woord van God nie net altyd awesome nie. Hy gee altyd die oplossing en ons moet net die moeite doen om klaar te lees. Hy sê nie net en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar hy gee ook die antwoord. En die antwoord is, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En gemoed hier, net vir ingeval jy gewonder het, is nie jou emosies nie, maar jou gedagtes, oftewel jou manier van dink. Die Engels vertaal dit as your mind, renewing of your mind. Hy sê dus, as jy wil anders wees as die wêreld, met ander woorde, as jy wil lyk soos 'n burger van God se koninkryk, is dit eintlik baie eenvoudiger as wat ons dit gemaak het. Begin om jou gedagtes met nuwe dinge te voed, en laat toe dat die nuwe dinge jou manier van dink verander, en as jy nie dink, sal jy nie leef.
En voor ons verder gaan, wil ek jou eers iets baie interessant leer van die Griekse woordjie wat hier vertaal word as verander. Dis die woord metamorfo. Dis dan ook die woord waarvan ons die woord metamorfose vandaan kry. Waar 'n papie verander in 'n skoenlapper. 'n Radikale, duidelik sigbare verandering. Maar hier's wat my gebou het. Volgens Helps Word Studies is die woord saamgestel uit 2 grondwoorde, naamlik meta en morfo. Meta beteken change after being with. Oftewel, en ek sukkel 'n bietjie om hierdie reg te vertaal, verandering nadat jy saam met was. En dan morfo beteken changing form, oftewel verandering van vorm. As jy dan hierdie 2 saam sit, beteken dit letterlik om van vorm te verander nadat jy saam met was. So kom ons kyk dan net weer bietjie na Romeine 12 vers 2 vanuit hierdie perspektief. En word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander van vorm nadat jy saam met Jesus was, nadat jy saam met sy woord was, nadat jy saam met die Vader was, en begin dan dink wat jy daar gesien, gehoor en ervaar het. Wow. Die woord sê hier dat ons denke kan begin in lyn kry met wat God van ons sê, met wat sy woord sê is waarheid, en wat Jesus in en deur ons wil doen. Hy sê dit sal ons lewe so radikaal verander, dat ons lewens 'n hele nuwe vorm sal aanneem. So radikaal soos wanneer 'n papie in 'n skoenlapper verander. Ek kan absoluut op hierdie hardop uitroep, amen. In 2016 het die Here deur een skrif my lewe vir altyd verander. Net een enkele skrif. Dis al wat dit gevat het om my vry te maak van jare se verslawing aan pornografie. Nadat ek al honderde kere probeer het om self op te hou. Dis hoekom ek weet tandekners werk nie, maar God se woord werk verseker. My skrif was Hebreërs 8 vers 12, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit weer dink nie. Maar ek het gegaan en geglo wat daardie skrif vir my sê. Wel, nie onmiddellik nie. Ek het eers na verskeie Bybels toe gegaan om seker te maak dis wel wat daar staan. Maar daardie absolute versekering van vryspraak van God af het my vrygemaak in my gedagtes. En kon ek uiterlik begin vry leef soos 'n vry man. En kon Jesus my huwelik en my gesin herstel, want ek was van binne en buite vry. Klink hierdie nie vir jou na goeie nuus nie? Hierdie maak my so opgewonde, want ek weet verseker, as dit vir my gewerk het, dit ook vir jou sal werk. En wat die Here vir my gedoen het, kan en wil hy ook vandag vir jou doen. Met die volgende paar boodskappe mis nie, want ons gaan verder gesels oor hierdie begin anders dink konsep. En die Heilige Gees gaan vir jou skrifte openbaar wat jou so gaan bless. Here, baie dankie dat u woord vandag vir ons wys, daar's 'n maklike manier om te verander. U het dit makliker gemaak. U het die binnekant reeds kom verander. U het ons gees reeds splinternuut kom maak. En al wat ons moet doen, is net om ons gedagtes en ons manier van dink in lyn te kry met wat u woord sê. En dan sal u buitekant self die nuwe vrugte dra. Ons eer u vir hierdie krag in u woord. Ek sal u deur die Heilige Gees hierdie waarheid in ons harte kom vasmaak. In Jesus naam. Amen. Ek en Ina is baie lief vir julle en bid vir oorvloed in elkeen van julle se lewens, sodat julle 'n seën vir ander kan wees. Onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.